3.1.2 Risiko en hefboom. 'n Aandeelhouer het aan Cruise voorgestel om 'n lening van sy vrou wat 'n konsultant is by 'n bank te verkry. Cruise stem nie saam met die voorstel nie en verduidelik waarom jy nie met hom saamstem nie, hul 2 finansiële aanwysers aan. Risiko en hefboom is altyd skuldekwiteit. As die skuldekwiteit as die skuld meer is as ekwiteit, so sê nou maar dis 3:1, dan is dit 'n hoë risiko. Okay. So as die skuldekwiteit toegeneem het, dan die risiko verhoog, en as die skuldekwiteit minder is, so sê nou maar dis 0,1:1, dan is dit 'n lae risiko. So dis die woorde wat jy hier gaan gebruik. Dan kyk ons ook na OTCA, opbrengs op totale kapitaal aangewend, en onthou daai persentasie moet meer wees as die lening, die rente op lening persentasie. Dan is hy positief gerad, want dan of hy 'n positiewe hefboom. Want dan beteken dit jy vat daai geld wat jy geleen het en jy wend dit so aan dat jy meer geld terugmaak as wat jy moet rente betaal. So sê nou maar die OTCA is 20% en die rente is 15%. Dan beteken dit jy maak 20% persentasie 20% opbrengs met daai geld wat jy geleen het. So van daai 20% kan jy 15% terugbetaal in jou lening wat jou lening gekos het vir jou, en dan het jy nog 5% oor. So dis 'n positiewe hefboom. So ons kyk altyd na risiko en hefboom, kyk ons na skuldekwiteit, OTCA en die rente op lening persentasie, nê. So daai 3 gaan ons nou saam vergelyk. So kom ons gaan kyk. So kom ons kyk, skuldekwiteit is sommer heel bo. Hy het toegeneem, so ons kan sê die risiko het verhoog. Ek wil nou nie sê verskriklik baie nie, maar kom ons skryf. So onthou om te skryf, skuldekwiteit het verhoog van 0,4 tot 1 in 2022 tot 0,5 tot 1 in 2023. Ek sal nou nie sê dis 'n verskriklike, so ek sal net sê die risiko het verhoog. Okay, so ek sal nie sê dis 'n verskriklike groot risiko nie, maar daar is 'n verhoogde risiko. Die tweede een is die OTCA wat ons nou gaan kyk, nê. So kom ons kyk, opbrengs op totale kapitaal aangewend het verlaag van 20% tot 13%. So OTCA, jy kan maar skryf OTCA, hy is erken. OTCA het verlaag van 20% in 2022 tot 13% in 2023. En dan vergelyk ons hom nou met die rente. Die rentekoers is 14%. sien jy die rente op lening? So dan kan ons sê, rente op lening is 14%, en dan kan ons dus sê, daar's 'n negatiewe hefboom. Okay, so die rente op lening is 14%, en dan is daar 'n negatiewe hefboom. So ons maak nie genoeg geld, want is 13% teenoor 14%, so ons gaan moet inbetaal om die lening te kan betaal. So ons maak nie genoeg opbrengs op hierdie geld wat ons geleen het nie, ons wend dit nie effektief aan nie, so dis 'n negatiewe hefboom, so ek sal nie voorstel dat ons nog geld leen nie, omdat ons die wat ons reeds geleen het al klaar nie goed toepas nie, of aanwend nie. Okay, so skuldekwiteit, het dit verhoog of verlaag, dan het die risiko verhoog of verlaag, nê? OTCA het verlaag, so dis al klaar nie goed dat ons opbrengs op totale kapitaal aangewend laer is nie, dis al klaar sleg. En dan kan ons sê, maar okay, en hy is ook 'n negatiewe hefboom, want die rente op lening is hoër as die OTCA. So ons gaan nie ons rente kan betaal met die geld wat ons gemaak het of wat ons aangewend het nie, nê. Die kapitaal wat ons geleen het wat ons aangewend het nie. So dis 'n negatiewe hefboom. So dis die basiese van risiko en hefboom. Elke keer 6 punte, ouens. Jy kry 'n punt vir skuldekwiteit, jy kry 'n punt vir opbrengs op kapitaal aangewend, en dan kry jy 'n syferpunt vir elkeen, en jy kry verduideliking, bietjie daai wat ons nou gesê het, die rente is 'n negatiewe hefboom en die risiko verhoog. Daai is punte, die syfers is punte, en die skuldekwiteit en die OTCA is punte. Dis eenvoudige 6 punte, julle.